Hallo, ekskuus, wag, my foon lui net gou, ek wil net gou antwoord, ek is nou by jou. Hallo? Hoe gaan dit? Dit is lekker om van jou te hoor. Ja, nee, dit is reg. Gaan ons braai. Dit gaan so lekker wees, dit sal lekker wees om julle weer te sien. Ja, natuurlik, ek kan my ouma se melktert saambring. Ja, en by ons huis ook. Ek maak elke naweek die melktert, is baie lekker. Nee, goed, dan sien ons julle volgende naweek. Okay dan hoor, goed gaan, bye. Ekskuus tog, ek moes net gou hierdie oproep neem. Jy weet, mense nooi my oral heen na goeters toe en ek moet altyd my melktert saamvat. Mense hou nogal daarvan. Nou gaan ons braai. Ons moet lekker ons borde vol laai. Maar jy moet verstaan, môre gaan jy 'n sekere prys betaal vir daardie bord wat vol gelaai is en al daai melktert wat geëet is. Sosiale druk. Dit is iets wat almal van ons mee gekonfronteer word, nie waar nie? Almal van ons het vriende, daar's sosiale funksies, vir party mense meer gereeld as vir ander. En ek wil vir jou sê, as jy ekstrovert is, het jy miskien nog 'n bietjie meer van 'n probleem, want ekstroverte kry mos nou hulle energie van ander mense. Daarom hou hulle meer van sosiale funksies as moontlik introverte. Die probleem is egter, as jy met elke sosiale funksie net jouself gaan laat gaan en eet wat ook al jy wil, hoeveel jy wil, wanneer jy wil, dan gaan jy 'n probleem vir jou liggaam skep. Jy kan mos nie dink dat jy enigiets kan inneem en gesond gaan wees nie. Hoe kan ons dit dink? Baie belangrik. Daar is nie 'n 6 of 7 punt plan om jou te help om jou sosiale druk in terme van jou eetgewoontes daarbinne te bestuur nie. Daar's slegs een antwoord daarvoor en daardie antwoord is selfdissipline. Selfdissipline, dis al wat dit is. Sê nee, tensy jy jouself bemagtig het en toegerus het om ja te sê. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. In my eie lewe is dit vir my belangrik om na my liggaam te kyk en gesond te wees. Weet jy hoekom? Want ek wil graag so oud word as moontlik. En dit wat ek wel beheer, is goed wat ek gaan beheer. As ek byvoorbeeld weet dat hierdie week is 'n sosiale week met baie druk en moontlik lekker nye wat uitgestaal gaan lê voor my, dan weet ek moet tyd spandeer in die gym en ek moet gaan draf en ek moet kyk na my liggaam want ek gaan sekere kilojoules inneem wat andersins my so 'n bietjie ekstra gewig gaan gee. In daardie geval sal ek byvoorbeeld gaan en ek sal 20 minute ekstra hardloop of dalk 'n halfuur ekstra in die gym spandeer of ekstra gaan stap. En wanneer ek stap, doen ek sommer ook lunges want dan werk ek die boude af. In elke glas wyn is daar 125 kalorieë en ek weet dit is so 7 tot 10 minute se ekstra draf. Dit is hoe ek dit bestuur. Hoe ek dit vir myself prakties uitwerk is ek stel vir myself 'n baken op van dit is die minste wat ek wil weeg en die meeste wat ek wil weeg en ek probeer daarbinne te bly. As ek sien dat ek min of meer gaan na die area toe waar ek my maksimum gewig begin bereik, dan neem ek veranderende stappe. Ek maak seker dat ek my eetgewoontes bestuur, doen 'n detox miskien vir 'n week of so, spandeer meer tyd in die gym, maar ek gaan nie my liggaam toelaat om oor 'n sekere gewig te gaan nie. En ek dink dit is 'n redelike gesonde manier om daaroor te dink. Daar is nie 'n ander antwoord nie. Liewe mens, daar is nie 'n plan nie. Moenie vir jouself die probleem skep om oor 'n paar jaar te sukkel met baie erge obesity, met vetsug nie. En indien jy moontlik in daai plek reeds is, dit is altyd omkeerbaar, dit is altyd veranderbaar. Jou liggaam is jou kosbaarste geskenk. Dit is dan nou behalwe jou gees natuurlik in jou hart. Jou liggaam is jou beste geskenk. Waarom nie mooi daarna kyk nie? Waarom nie jou tyd hier op aarde so lank uittrek as moontlik met dit wat binne jou mag is nie? Maak seker dat jy die regte besluite neem. Sê nee wanneer dit nodig is. Kyk na jou sosiale skedule. As jy dit nie kan bekostig om te veel suiker in te neem nie, sê nee. Dit is nie so moeilik nie. Maar as jy nie kan nie, maak dan seker dat jy met iemand praat daaroor, wat jou kan help deur daardie proses. Vind uit, waarom het jy moontlike verslaafdheid aan suiker? Is dit iets wat dalk meer sielkundig of dieper lê? Ek verwys na sekere van die vorige goed wat ons oor gepraat het. Sosiale druk, soos ek reeds gesê het, is 'n realiteit. Maar as jy dit goed kan bestuur en as jy 'n verwagting vir jouself kan skep en vir jouself sekere
riglyne kan gee, sekere boundaries kan stel, dan sal jy dit makliker kan beheer as wat jy net sê, nou gaan ons braai en ek bring die melktert saam, ons gaan lekker eet, môre of oormôre sal ek met die gevolge daarvan deel.